Welkom, ons is bly Aroma is saam met ons vanoggend en julle besoek saam met ons en is deel van ons en ja, dis lekker om julle hier te hê saam met ons en ja, Johannes, julle kan maar slankie na vorentoe kom. Gee hom net 'n kans om tot herhaal te kom, die ou kry bietjie warm hier in ons dorp. Hulle kom maar uit die woestyn uit, so hulle verstaan nie die vogtigheid in die lug nie. Dit voel vir hom asof dit reën, maar dit reën nie regtig nie. Dankie, julle kan maar sit. En kom julle twee kabouters, kom staan hier so weerskant van mamma. Ja, daar sy. Great. Ja, dis vir ons 'n voorreg om vir hulle welkom te sê vandag. Ek het nou vir hulle gesê, ek gaan nou voor die tyd, voordat ek nou vir hom gee, dat hy 'n boodskap kan bring, gaan ek nou 'n bietjie met hulle gesels eers. Daar's 'n paar goed wat ons wil weet. Weet, voor ons welkom sê wil ons eers iets weet. Julle weet mos nou. Ja. Sy sê dis te laat, sy dink so. So, ons gaan 'n bietjie net so 'n bietjie gesels en so aan. Ek het nou gedink ek wil nou met haar begin, nee, en vir haar vra wat voel sy en hoe dink sy oor die uitverkiesingsleer. Maar toe sê sy hier buitekant vir my, as ek op die spot sit, gaan sy flou val. Toe dog ek, okay, ek gaan dit maar los, ek sal dit nou nie doen nie. Nou, Lia en Mira is nou saam met ons, en ons is so bly julle is saam met ons. En hierdie is ook julle gemeente. Net soos dit mamma en papa se gemeente, is dit julle gemeente. En is ons almal saam deel van die liggaam van Christus. Nou, miskien moet ons nou by die jongste een eers begin. Hoe like jy daai ene? Mira? Okay. So, ek gaan nou net vir jou 'n vraagie vra. Sê gou vir ons, hoe oud is jy? Ek word 10 in Desember. Word jy 10 in Desember, so jy is klaar 10. Okay, ja nee, dis ons werk. Op jou ouderdom is jy al klaar die volgende ene. Op hulle ouderdom is hulle nog 3 terug. 4 terug, party van hulle wil graag 10 terug hê. Maar ons kan nou nie daarby uitkom nie. So is dit vir jou lekker by ons hier in Stilbaai? Is dit lekker om hier te bly? Ja. Ek is bly. Jy geniet dit. En dan ou sis? Ja. Hoe oud is jy? Ek word 12 in Mei. Word jy 12 in Mei? O, jy's lankal 12. Ja, definitief lankal 12. Mei is net hierso. Nou sê vir my gou, is dit vir jou lekker om hier in ons dorp te wees? Ja. Julle bly julle het hier na toe gekom. Baie. Nou wat geniet jy die meeste van? Wat geniet jy nou die meeste van ons hier van ons dorp? Want dit is mos nou ons dorp. Wat geniet jy die meeste? Seker maar die see, ek weet. Seker maar die see. Nou is ek baie teleurgestel. Ek het gedog sy gaan nou sê, nee, ek geniet vir oom en die tannie en die kerk en maar nou is dit die see. Maar ons is so bly dat julle twee deel is van ons en deel is van die gemeente en ons sê vir julle baie welkom. Maar ek gaan nie vir julle twee verder op die spot sit nie. Want dis 'n vreesaanjaende plek hierbo. Kyk net hierdie ouens se oë. Dis so 'n groot oogies. So ons is baie bly dat julle saam met ons is en julle is welkom om weer te gaan sit. Dan gaan ek nou die moeilike vrae van mamma en pappa vra. Want as jy nou al herstel nou na die sang en musiek. Nee, ek is sopnat. Okay. Ja. Ja. Sure. So reën voel in Stilbaai. Ja. Ja, dit kan nogal warm raak hierbo, ek moet dit sê, jy weet, dit kan nogal warm raak. Okay. Daniel, ons is so bly jy saam met hom hier by ons in die gemeente. En ons glo regtig dat julle gaan dit geniet en dit gaan vir julle 'n mooi en 'n goeie pad wees wat ons saam met mekaar gaan loop. Ja, ek gaan nou nie vir jou oor die uitverkiesingsleer vra nie. Of enige sulke goedjies nie. Sê vir my, waar is jy gebore? Waar het jy groot geword? Môre julle almal. Of wie nog hallo gesê het nie. Ek het in Springbok gebore en daar groot geword. So jy's in Springbok gebore? So jy's regte Springbok? Van 'n Makolander. Jo. Okay, Sy moet vir julle soos na Makolan spraak, dan kan julle nou 'n bietjie hoor.
So jy's daar gebore Ja. en jy het daar groot geword. Deur skool, alles daar Die gegaan. skool en toe net weggegaan Kaap toe om te studeer, Okay. teruggekom, toe kom hy oor my pad en toe gaan ek weer. Okay, nou En toe gaan ons weer, toe kom ons weer terug. okay, Ja. wat het jy gaan studeer? Ek is aanvanklik vir 'n skoonheidsterapeut. Skoolhuisterapeut. Okay. Right. So jy het 'n bietjie dit Ek gedoen. het 16 jaar dit gedoen, ja. 16 jaar. Ja. Okay, probeer om ander mense se plooi uit hulle gesig Ja. uit te kry. Ja, Werk dit. soms. Dis nou tyd om so te stamp aan jou vrou en sê dit werk nie. Ek persoonlik dink nie daar's 'n probleem met plooie nie. Ja, nee, dan gelukkig is daar nie plooie is mooi. Ja. Sê vir my, okay, ek gaan nou, kom ek vra eers vir hom nou. Waar is jy gebore en waar het jy groot geword? Ja, so ek het in Pretoria as ek gebore, maar ek het my hele lewe in Hartbeespoort daar in Noordwes groot geword. Ja, Okay. Daar Is tussen dit? die Jacinte. tussen die Jacinte, ja. Ja. Daai plek het baie van daai groen goed. Ja, en toe ek klein was dit nie so nie. So Ja. seker toe die salwing daar weggaan, toe begin die Jacinte speel. Sê dit. So jy het nou daar groot geword. Hoe dit gekom dat jy nou by Springbok uitkom? Ja, so ek was 'n projekbestuurder gewees in Katoo, het ek 'n behuisingsprojek gedoen en ja, dis eintlik 'n lang storie, maar ons gaan nie die hele storie vertel nie. Maar ek het 'n sekretaresse gehad wat vir my gewerk het en dit was 'n vriendin van Danel en sy het gesê sy ken my vrou. En ja, terwyl ek in Katoo se, maar ek het die hele tyd gesê hoe is as sy soos jy is dan wil ek niks met haar te doen hê. Hier is 'n grappie. In elk geval en ja, sy het my toe voorgestel aan Danel en actually het ek en Danel toe op Facebook ontmoet. Kan julle glo, ons is van die eerste generasies wat op online ontmoet het. Kry. Ja. So julle het nou ontmoet en nou wat het nou gemaak dat jy nou besluit het hierdie is nou hy? Of is dit 'n moeilike Dit is 'n vraag? dit is 'n lang storie. Nee, maar jy kan hom net kort sny, net. Maar ek het net kort voordat ek hom ontmoet het tot bekering gekom. En ek het toe vir die Here gesê ek soek nou volgende my man en nie net 'n ouetjie nie. En ek het 5 voorwaardes gegee. En toe het my vriendin, daai vriendin wat hom voorgestel het aan my, vir my kom sê, "Danel, ek weet wie is jou man. Hy is so en so en so en so en so." En ek het dadelik, hoe kan jy nou baklei teen dit? So ek het dadelik geweet dis hy. So jy is Jesus se wit broodjie. Ja. Want dis baie van julle wat lyste gemaak het so en so en so en jy het net 2 of 1 gekry dalk. Dis ons ja. Ja, en die paar wat jy bygekry het, jy intussen tyd verloor op. Nou sit jy met wat jy sit met dit. Dis baie van daai goedjies van die lewe. Ons byt maar vas. Nee, is lekker nou, is lekker. En hoe het jy toe jy nou by haar ontmoet nou en so aan dat julle Hoe het ek geweet? Spark nou geweet. Dis eintlik baie interessant. Sy is die een wat my kom soek het op internet en sy het Ek het vir hom gesê, "Hallo my trouman." haar eerste woord aan my was hallo my trouman. En toe val jy van die stoel af. Kon nie anders nie. Kon jy nie anders doen? Nee, ja. Onmiddellik vas. Nee, dis wat hulle doen met jou. Ja. Dis lekker. Nou sê vir my gou. Johannes, wanneer het jy besef jy het 'n roeping vir die bediening nou op jou lewe? Wel, ons almal het roepings om 'n bediening te hê, maar vir die bediening van die pastoraat, vir die bediening van 'n gemeente. Wanneer het jy daai besef in jou hart gekry? Pastoor, ek dink toe ek so staat 7 was daar 'n baie definitiewe oomblik wat ek kan onthou. Ek onthou ek was in 'n gemeente waar die Heilige Gees beweeg het en ek onthou ek het op die grond gesit en 'n pastoor het verby my geloop en hy het 'n woord vir my gegee en ek kan nie veel van die woord onthou nie. Ek was eintlik daar vir die musiek want ek was van jongs af was ek in worship bediening gewees. En terwyl ons in hierdie worship bediening staan,
ek het hierdie begeerte, Here, ek wil soos hierdie musiekgroep wil ek aanbid en wat ongelooflik was, die ou het 'n woord vir my gegee en ek kon nie veel onthou nie. Hy het twee dinge gesê. Hy het gesê jy het 'n hart vir mense en jy gaan 'n pastoor word. En ek is so disappointed. Here, ek wil nie 'n pastoor word nie. En ek redeneer met die Here hier in my kop, redeneer ek en ek sê Here, nee, maar ek wil musiek doen en die ou het weggestap heeltemal na die ander kant van die saal toe. En na tyd toe stap hy terug. Hy sê, the Lord just told me, you are going to do music, but it's not going to be your primary thing. He has called you to be a pastor. So in Psalm 7 het ek dit reeds geweet, dat ek dit moet doen, maar ek het heeltyd gewonder, Here, is dit dalk 'n vals woord in my lewe, want ek het nie na skool gaan studeer vir 'n pastoor nie. Ek het na skool klomp draaie geloop en ek het in verskillende besighede gewerk en eers op 'n laat ouderdom het die Here eintlik net weer so my kom ruk en eintlik net hierdie woord kom waarmaak. Wat ek gewonder het, Here, hoe is dit moontlik? Is dit 'n vals woord oor my lewe? En seker na 20 jaar toe maak ek dit waar. Okay. Ja. So julle is getroud voordat hy in die bediening ingegaan het. So hoe dit vir jou nou hierdie dingetjie vir jou uitgewerk, want ek wil dis mos nou nie die pakketjie waarvoor jy opgesign het. Ja, ek sê altyd dis nou maar net die Here wat dit kan kom plant in jou hart en dit kan verander hoe jy voel daaroor. So aanvanklik was dit nie vir my maklik nie. Ek het vir hom gesê, dit is nie, ek sou een getrou het as ek wou. Ek sou 'n pastoor getrou het as ek wou. So aanvanklik was dit vir my moeilik, maar die Here het ons saam in hierdie proses, ja, my hart verander, definitief. Dis die lekker van die Here is dat hy met vrouens werk ook. Kobus. Daai enetjie het uitgeglip hoor. Jy sien, ek het nie al die vrae uitgewerk voor die tyd nie. Nee, ek sit nou maar net en dink aan Annelien, my helfte. Sy het nou altyd gesê daar's twee goed waarmee sy nie goed nie, twee mense waarmee sy nooit sal trou nie. 'n Ou in die weermag en 'n predikant. Dis hoekom ek sê as die Here met jou werk, dan werk hy met jou. Toe trou sy met 'n ou in die weermag wat 'n predikant word. So as ek vir jou kan raad gee, 'n goeie dingetjie om te leer is moet nooit vir die Here sê wat jy gaan doen of nie gaan doen nie. Hy het hierdie manier om vir jou te sê, dink jy so? Kom ek wys gou vir jou. Kom ek wys gou vir jou die pad wat ek met jou gaan loop. So dit is wonderlik. Johannes, jy is nou al van baie jongs af besig met sang en musiek en so aan en worship en gitare en klaviere en allerlei goeders. Hoeveel instrumente speel jy? Hulle sê mos Jack of all trades, master of none. So ek kan almal so bietjie speel. Nie almal nie. Maar klavier en Ek wil drum. onthou nou my vraagie, né? Ja. Hy gaan so. Dis nie so maklik nie. Hoeveel instrumente speel jy? Ek weet nie, so die klavier, kan bas speel, gitaar speel. Dis eintlik seker maar basies dit, en dromme, ja, so. Okay, so jy kan 'n paar van hulle speel. Ja. En jy speel nie musiek nie. 0. Jy soos ek Spotify is min of meer waar ek eindig. Julle Ek twee het nou probeer. Hy het my probeer. Het hy leer. probeer En toe baklei ons. En toe stop ons maar. ja, Ja. is beter. Hier kom die vrug nou uit. So wat van Stilbaai geniet julle nou die meeste? Dink gou net vanaand. Begin jy maar. Ek dink daar's baie dinge. Nie die sonnaarskool antwoord nie, die regte antwoord, né? Ja. Ja, die Here het vir dit regtig so net beskik dat my hele familie so is. Dit is so bonatuurlik. En ja, ek is eintlik so ja, die Sondagskool antwoord, maar dit is 'n regtige antwoord, die liefde wat ons al hier ondervind het. Ek kan nie glo, ons was maar 'n bietjie benoud. Ek sê vir mense, ons kom vir 14 jaar uit 'n gemeente, mense ken jou agtergrond, mense vertrou jou en ewe skielik
is jy op almal se radar, is hy regtig? So dit was vir ons so 'n wonderlike voorreg om hier in te stap en net die liefde te ervaar. So dit is vir ons, ja, dit maak dit baie maklik vir ons. Maar die see ook. Ja, so dis nou my skoonfamilie wat hier bly. Maar ek kan self ook sê dat my skoonfamilie is vir my so kosbaar. En dit is 'n voorreg om hier te wees saam met hulle in die dorp. So dit is 'n groot pluspunt. En dan die gemeente is vir my baie soos ons vorige gemeente, die liefde soos Johannes sê onder mekaar en die vriendelikheid. Ons het nog net liefde ervaar vandat ons heen gestap het. En dan die kinders het 'n heeltemal 'n ander lewe hier en dis vir my lekker om dit te sien. Dat hulle die vryheid het om nog te kan speel in die straat en op die strand en hulle is veilig. En ja, die geleenthede wat hier vir hulle ook is beslis meer as in Springbok. Ja, nou die res van die vragies kan julle maar vir hulle vra as julle met hulle gesels en so aan. En ek wil maar net weer sê, ons is dankbaar dat julle hier deel is van ons, deel van die bediening in die gemeente. En ek het dit al vir jou gesê, Johannes, jy het die vryheid om jou bediening uit te leef. Soos wat die Here jou geroep het, die gawes en die talente wat hy jou gegee het en vir jou kan help om julle roeping uit te leef en om 'n verskil te maak in die koninkryk. Dis waarvoor ons hier is. Vir ons gaan vir Johannes sit, het julle almal julle krikpapiere uitgehaal. Hy gaan nou preek. So het almal julle notaboekies en julle goedjies om notas te maak. So. Sit nou lekker op die spot. Ja, dis goed. So ons gaan hom 'n geleentheid gee om die woord vir ons te bedien en 'n bietjie met ons te gesels en dan gaan ons verder. Baie dankie. Dankie julle. Bless you. Dankie pastoor. Goeiemôre liewe gemeente weer. Ekskuus dat ek so in die mikrofoon vat. Ek is nie gewoond aan hom so naby nie. Kan julle almal mooi hoor? Ek neem so aan. Baie dankie pastoor Kobus net vir die geleentheid dat ek vandag die woord hier kan bring. Ek vat dit nie ligtelik nie. Dis regtig vir my so groot voorreg en ek wil baie dankie sê vir pastoor ook en vir die gemeenteraad wat regtig ons net so met liefde ontvang het. Ons voel regtig oorweldig. Ek weet nie of iemand al van julle getrek het nie, maar ek neem so aan, maar daar's maar soveel onsekerhede en as jy in so 'n nuwe familie instap, is dit so moeilik om net by mense aan te pas en dit is my net so wonderlik hoe almal net liefde kom gee. So ons wil vir julle net baie dankie sê daarvoor gemeente. Vandag wil ek voordat ons begin, kom ons maak net gou ons oë toe. En dan vat jy net so aan jou hart, dan raak jy net so aan jou hart. Vader, ons wil vir U nou vra in hierdie oomblik dat U hierdie grond sal ondolwe van ons hart. Here, ek bid dat hierdie woord vandag op goeie grond sal val en dat die voëls nie dit sal kom oppik nie, Here. Here, ons bid dat dit nie net op plat grond of op harde grond sal val of tussen dorings en dussels nie, Here, maar laat U nou hierdie grond en hierdie tuin sal kom bewerk. Laat U met ons kan praat. Here, ons besef ons is nietig en klein, maar dankie dat U bemoeienis maak met ons. Dankie dat U nou met ons kom praat. Ons bid ook dat U die woorde in my mond sal sit. Wees U net in ons midde, dis ons begeerte. Amen. Nou toe pastoor Kobus my so 2 weke terug vra om te preek, is dit asof die Here my net herinner aan 'n skrif en dit is my moeilik want ek ken nie een van julle nie. Ek weet nie hoe julle harte is nie, ek weet nie hoe die julle gesindheid is nie. Maar die Here dring my dat ek moet praat oor die bedrieglike hart. En ek wil vandag 'n bietjie daaroor praat. Ek besef hoe langer ek met die Here 'n pad stap, ek besef net hoe bedrieglik my hart is. Ek onthou oor die jare hoeveel keer ek vir die Here
of eintlik vir mense gesê, die Here het so vir my gesê. Ek weet nie of julle dit al gedoen het nie, en dan besef jy, wow, as jy later jare begin te kyk, dan besef jy, wow, maar hoorie so, my hart het my eintlik bedrieg. Dit was nie die Here wat ooit met my gepraat het nie. En ek glo ongelukkig as ek kyk vandag na die kerk van Jesus, en ek praat nie spesifiek van Stilbaai, of ek praat nie van Aroma, of selfs van ons gemeente, maar as ek praat oor die tendens van die kerk vandag, dan dink ek daar is baie mense wat die belydenis van God het, maar hulle harte is ver van God af. Presies soos wat in die woord staan, en die groot ding is net, ons as kinders van God het al die regte lingos, ons praat die regte dinge, mense kom altyd hier verby, dan vra jy, hoe gaan dit, dan sê hy, prys God op die spot. Jy weet, ons het al hierdie dinge, of too blessed to be stressed. En ons het al hierdie dinge wat ons sê, ons het al hierdie maniere hoe ons praat, maar eintlik hier binne in jou hart, weet jy, is daar 'n wroging. En God wil hê ons as kinders van God moet met die bedrieglike hart moet ons gaan deel. Ons moet met daardie bedrieglike hart deel waar God nie oral heers in ons lewe nie. Vanoggend se teksvers kom uit Jeremia 17 vers 9 en julle almal ken daardie gedeelte, dit sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. As ons sê alle dinge, dan sit alles wat op hierdie aarde is, daar is nie 'n ding wat meer bedrieglik is as jou eie hart nie. Sê gou, ek self. Daar's bedrieglikheid in my, sê dit vir jouself. En weet julle wat is die hartseer dinge is? Baie van ons kinders van God is al so gekondisioneer met die wêreld, die lewe gaan om my, die lewe gaan om my geluk en al hierdie dinge, laat ons nie meer op 'n punt kom wat ons weet dat ons bedrieglik is nie. Vers 10 sê die volgende ding, sê ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, dan moet jy besef, God wil vir jou gee, maar ons sien ook in Romeine, as jy daar rondom Romeine 1 vers 21, rondom 24 gaan lees, dan sien jy, God het mense oorgegee aan hulle eie begeertes. God wil vir jou gee na jou weë en na die vrug van jou handelinge. Maar wat is daar die vrug in jou lewe? Wat is die saad wat in hierdie hart is en wat is dit wat opkom in jou lewe? Wil jy ons moet blaai na 2 Timoteus 3 en as jy die nota sê dit is daar, dan praat Paulus met Timoteus en hy sê in 2 Timoteus 3 vers 1, dan begin hy met hierdie gedeelte en hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Stilbaai, ek besef ons is in 'n bubble hier, so nee, dis pas ook besê dit altyd so. Ons beleef nie noodwendig altyd die swaar dinge nie, maar as jy so bietjie kyk, as jy net gaan kyk wat op die oomblik in die wêreld aangaan, as jy gaan kyk na al die oorlog, as jy gaan kyk na die ellende in soveel lande, dan moet jy besef, ons is die naaste wat dit ooit sal wees aan die eindtyd. Elke minuut is ons nader. Hy sê dan die volgende, en hy sê, hoe sal ons weet dat ons eintlik in die laaste dae en hierdie swaar tye wat sal kom? Hy sê, want die mens sal liefhebbers van hulle self wees. As jy vandag rondstap, net hier op die strand, ek het dit nou al 'n paar keer beleef, van meisies op die strand met hulle selfies, en dan dit is 'n generasie wat obsessief is met hulle self. Dis waarin ons leef. Liefhebbers van hulle self. En dan sê hy 'n paar dinge, ek wil julle moet net oplet, ek gaan 'n paar gedeeltes uithaal. Okay, hoor nou al die liefhebbers wat hy sê. Ek wil nie na al die ander sondes, ons doen mos nie ander sondes nie, nee. Nee, ons is smaak maar gemeente. Hy sê geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Ek dink nie hierso sulke kinders nie, nê. Ondankbaar, onheilig. Dan lig ons hierdie volgende gedeelte weer uit. Hy sê sonder
natuurlike liefde. Dit is die liefde wat hulle natuurlik, dis die liefde storge wat gaan oor ouer liefde en natuurlike liefde. Ons sien dit vandag. Onversoenlik kwaadsprekers, bandeloos, en dan praat hy weer van die liefde. Hy sê sonder liefde vir die goeie. Net vinnig daar stop. Vandag in hierdie postmoderne wêreld sit ons met hierdie idee van wat vir my reg is reg. Ons sit in hierdie idee wat vir my goed is goed en ek kan maar leef soos wat ek wil. Mense weet nie meer wat is die goeie nie. Dan sê hy verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En gemeente, die groot ding is net, Paulus praat hier met Timotheus. Timotheus is 'n leier in die kerk. Hy moet 'n invloed in hierdie gemeente te maak. En dan sê hy die volgende ding. Hoor wat hy sê. Hy sê die volgende gedeelte. Hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Dan sê hy, keer jou van hierdie mense af. Nou ongelukkig wil ek vir julle sê, die groot ding is net, soos ek nou genoem het, ons het al hierdie lingos, ons het al die regte dinge, ons kom op 'n Sondag, ons lig ons hande, en wanneer ons mekaar groet, dan is ons so oorgeestelik. Maar ons harte het net 'n godsalige gedaante geword. En die groot ding is net, op 'n plek moet jy gaan staan, en Paulus skryf op 'n plek, hy sê, toets jouself of jy nog in die geloof is. Die groot ding is net, ons kom vir jaar in en jaar uit, kom ons kerk toe, en ons is nie altyd bewus net van eintlik hoe ellendig ons is nie. Ons sien die lewe van Petrus. Petrus was altyd die ou gewees. As Jesus iets gesê het, dan is hy altyd die eerste een wat inspring. Hy is altyd die eerste een wat so eintlik verwaand is om te sê, Here, al sal niemand u verloon nie, al sal almal u verloon, sal ek u nie verloon nie. Ons sien in Lukas 22, dan skryf die skrywer wat Jesus sê, hy sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En vanoggend toe ek hieroor dink, oor koring sif. Gewoonlik wanneer jy koring sif, dan is daar geweldig baie kaf wat agterbly. Al die gemors bly agter, en dit is die grootste gedeelte. Dis 'n baie klein stukkie van die koring wat oorbly. En as ek na hierdie gedeelte kyk, dan mens kan seker baie diep teologies kyk, maar dan het ek half hierdie idee wat ek gaan kyk na hierdie skrif wat God sê, man, wil jy so selfs die Satan sien verby jou nonsens. En dan sê hy hier gedeelte, hy sê, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En dan sê hy die woorde vir Petrus, en as jy eendag bekeer, moet jy jou broeders versterk. Nou dit is iemand wat vir 3 jaar saam met Jesus loop, en Jesus, hierdie een wat die Messias is, sê van, hoe as jy eendag reg is? Ek dink, Petrus voel in sy hart, maar ek is reg. Hoe kan jy dit vir my sê? Jy weet mos nie wat in my hart aangaan nie. Min het hy geweet. En Petrus antwoord hom weer so selfvoldaan, sê hy, en hy het hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs die gevangenis en die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vandag nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. In Engels, in Matteus 26:33, dan is dit dieselfde gedeelte waarvan hy sê, Peter answered him, though they all fall away, because of you, I will never fall away. En die groot ding is net, ons as kinders van God besef nie die bedrieglikheid van ons hart nie. Die oomblik wanneer die storms kom, die oomblik wanneer die lewe moeilik raak en daar kom druk, dan begin daar iets te wys van jou karakter.
Die oomblik wanneer jy dalk iemand verloor, wat jy dalk 'n kind verloor, die oomblik wat jy 'n vrou verloor, of 'n huweliksmaat, is daar die oomblik waarvoor jy nie noodwendig voorbereid kan wees nie. Want jy weet nie self hoe jy gaan reageer nie. En dit is baie belangrik dat jy sal besef, en dat jy sal rekenskap neem met jou bedrieglike hart. Petrus het nie rekenskap gehou hoe bedrieglik sy hart is nie. Baie van ons, julle het seker al hierdie gesegde gehoor, Saint Bernard, ek weet nie hoe jy daai van sê nie, miskien kan een van julle my help. Ek gaan dit nie probeer nie. Maar as ons gaan kyk, hy het hierdie gesegde gesê, hy sê, the road to hell is paved with good intentions. En die groot ding is net, ons as kinders van God, dink, wow, ek is nie so sleg soos die een hier, wat op die straat sit en bedel, ek is nie so sleg soos die boemelaar, of die drug addict nie, gelukkig het die Here my al 'n enkel op hierdie pad gevat. Is daar van julle wat al so bietjie so voel? Kom, ons kan bietjie eerlik wees. Baie keer kan ons bietjie neerkyk op mense. En die groot ding is net, ons het baie goeie intensies hoe ons die Here dien. Ek onthou as 'n jong man het ek hierdie woorde gesing, ek sê, and I will go to the ends of the earth. En jy sing dit oor en oor. Ek wil vir julle waarsku vanoggend, die Here hoor wat jy sê. En later eindig ook op in Springbok, the ends of the earth. Maar die groot ding is net, ons het al hierdie goeie woorde wat ons vir God sê, ons het hierdie belydenis teenoor God. Maar as ons baie keer diep gaan kyk in ons hart, dan besef ons, Here, daar is tog iets tekort in my. As ons gaan kyk na hierdie gedeelte, aan die einde, ons weet die hele storie van Petrus, glo julle almal ken die storie wat toe op die ou end vir Jesus verloon het. Jesus is gekruisig en later is Jesus by die see. En hy roep vir Petrus en hulle almal om te kom eet. Julle kan onthou, en Petrus spring mos uit die boot uit. Kan julle almal daai storie onthou? Ek hoef seker nie te herhaal nie. Maar in hierdie gedeelte gebeur daar 'n wonderlike ding. God wil herstel bring vir Petrus. En julle sal onthou, hy vra vir Petrus 3 maal, het jy my lief, Petrus? En Petrus is elke keer ook nog steeds so selfvoldaan. Hy sê, ja Here, ek het U lief. Nou is baie teologiese diepte daarin, maar ek wil net op die oppervlak daaroor praat. Hy sommer dadelik, ja Here, ek het U lief. En by die 3de maal besef hy, Here, maar U kyk in die dieptes waar niemand anders kyk nie. U weet. U weet wat in hierdie dieptes van my hart aangaan. Bedroef geraak. En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Die groot ding is net, vanoggend wil die Here ook binne in jou hart grawe soos Petrus. Net hierdie belydenis gehad het. Here, ek sal U volg, selfs tot die dood toe. As ons gaan kyk, Jesus praat op 'n stadium met die Fariseërs en hy sê vir sy disippels hierdie volgende, hy sê in Markus 7 vers 6, hy sê, en hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer, soos geskrywe is. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Nou die groot ding is net, as ons God wil vereer,
is dit belangrik dat ons as kerk en as gemeenskap dat ons sal besef dat ons nie net 'n gestalte van liefde en 'n gestalte van sy heerlikheid met ons lippe kan hê nie. Dit gaan ook in die integriteit wanneer jy by die huis is. Dit gaan ook wanneer jy alleen is. Dit gaan ook in daardie donker momente in jou hart wat jy weet, Here, eintlik is alles nie reg met U nie. Maar Here, ek moet ongelukkige show opsit, want almal het die verwagting dat ek hierdie fantastiese kind van die Here is. Want ek dien U nou al vir 60 jaar, 20 jaar. Wat gaan die mense sê as ek ewe skielik 'n probleem het, of as ek moet opstaan? God wil vanoggend vir jou vra, het jy dalk 'n gestalte van godsaligheid? Eer jy my met jou lippe? Lyk jou lewe dalk mooi hier by die kerk? Jesus gee vir ons 'n toets. Hy sê die volgende Johannes 14:15, hy sê, as julle my liefhet, dan sal jy my gebooie bewaar. As jy my liefhet, sal jy wandel op die pad wat ek vir jou uitgesit het. Die Here kyk deur al ons nonsens. Hy kyk deur al jou poes. En hy sien jou hart is ver van hom af, wanneer jy nie doen wat hy sê nie. Hy sê die volgende, in Engels, ek wil dit ook net lees, hy sê, if you love me, dan gebruik hy hierdie woord, you will. Hy sê, as jy my liefhet, sal jy my gebooie bewaar. You will keep my commandments. Ons visie is dat elkeen sal groei tot volwassenheid, en die manier hoe ons dit doen is om liefde te leef in die gemeente. En ek is regtig dankbaar, want ek het regtig al soveel liefde beleef. Ek hoop ek het liefde beleef, en nie net 'n gestalte van liefde nie. Dit is baie belangrik, want die ding is, jy kan by die deur staan, en jy kan almal vriendelik groet, maar hier binne in jou hart, voel jy nydig en kwaad vir mense, en wraak dalk, jaloesie. Maar as jy God liefhet, dan sal jy doen wat hy sê, dan sal jy sy gebooie bewaar. Die woord sê, Matteus 7:40, hy sê, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Dit wat in daardie diepste wortels opgroei, daardie sap wat in die wingerdstok opgaan, kom op die ou en kom dit as vrugte vore. En jy kan nie goeie en slegte vrug dra nie. En die vraag is, as ons kyk na hierdie gedeelte, ons kry baie godsdienstige mense. Baie kom hier in Sondag vir Sondag, maar jy word nooit deel van die roeping van Christus nie. Ek glo regtig met my hele hart laat die roeping van Christus op jou lewe en jou roeping wat jy moet uitleef, is so belangrik, want dit is in die gedeelte waarin jou heiligmakingsproses vervolmaak word, in jou roeping. Ek glo regtig, wanneer jy jou roeping begin te lewe en regtig liefde begin te lewe, dan is dit die plek waar God jou karakter en alles kom verander. Vanoggend is dit eerstens 'n oproep om te kyk diep in jou hart. Maar as jy self nie eens kan agterkom dat daar ellende in jou hart is nie, dat jy self dit nie kan meet nie, dan is daar 'n manier hoe jy dit kan meet. Die oomblik wanneer jy nie doen wat God sê nie, is dit 'n baie goeie maatstaf om te sê, Here, ek het U nie werklik lief nie. En dit is dalk 'n harde woord.
Maar die Here eintlik in sy laaste woorde aan die gemeente of aan sy disippels, dan pastoor het dit vanoggend aangehaal in Matteus 28 vers 19, dan sê hy, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om, wat sê hy daarso, om alles te onderhou. Nie net die gedeeltes wat vir jou gemaklik is nie, maar om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is so belangrik wat as ons gaan kyk, want as ons dan sê, Here, ek het U lief, dan moet daar 'n uiting wees, dan moet 'n punt wees wat jy jou lewe begin te leef volgens die wil van God. Daar moet 'n punt wees waar die roeping van God aan jou raak en sê, Here, ek het U lief, omdat U my lief het, sal ek gaan. Here, omdat U lief het, sal ek U gehoorsaam. Ek dink aan die gedeelte van Samuel en Saul. Saul kom met hierdie hele idee nadat hulle die Amalekiete moes gaan uitroei het. En die Here het hom gesê, jy moet hulle met die banvloek tref, maar Saul kom met hierdie idee, nee, ek gaan die vee hou. En toe hy uitgevang word deur Samuel, toe sê hy ewe skielik op die punt, maar nee, ek het dit gedoen om vir die Here eer te bring. Kan julle beloof, hy wou nie, hy wou dit vir homself hou. En Samuel sê vir Saul, hy sê, het die Here behaag in offers, soos wat hy behaag het, in gehoorsaamheid. Nou gemeente, vanoggend is dit 'n oproep. Daar's sekere opdragte wat die Here nie gaan herhaal nie. Ek het in ons vorige gemeente het ek dit baie gesê. Baie keer dan sit mense en die Here het al soveel keer met jou gepraat oor die doop. Maar dit is net gemaklik, ek bly sit, ek doen niks nie. Die Here gaan nie met 'n stem uit die hemel praat en sê, "Haai nie, jy moet jouself doop nie." Hy het klaar gepraat in die woord. Nog soveel opdragte in die woord wat God klaar gepraat het, en die groot ding is net ons gehoorsaamheid wys of ons lief is vir God. Aan jou vrug sal jy geken word. Vir 'n oomblik wil ek net hê jy moet net so sit met jou oë toe. Ek maak klaar. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is jou hart bo alles. Net terwyl ons oë so toe is, wil ek vir jou die geleentheid gee om net so 'n bietjie met die Here te praat en sê, Here, my hart Here, my hart is nie altyd reg voor U nie. Here, my hart is soms bedrieglik. Here, ek doen nie altyd wat U sê nie. Miskien in hierdie oomblik net wat God hierdie woord vir ons gee, moet jy vir 'n oomblik ondersoek en sê, Here, daar's dinge wat ek eintlik al so lank mee stoei, maar ek weet nie hoe om eintlik van dit ontslae te raak, om net hierdie goeie mens wat ek voorgee, om my selfvoldaanheid. Here, weet ek nie hoe om net dit te kom neerlê nie. God wil jou vanoggend ook omstroop net, as jy dink, wow, jy's altyd okay. Johannes 15:5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. As ons nie in daai wynstok is nie.
As ons nie sy gebooie bewaar nie, dan het ons nie deel aan hom nie. Hy sê, neem jou kruis op en volg my. Hy sê, bereken die koste om my te volg. Dit vang my elke keer as ek dink aan die gedeelte in Matteus 7, hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie al hierdie dinge gedoen, en hy sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtighede bewerk, as ek dit so kan stel. Julle wat ongehoorsaam is. En in hierdie oomblik wil ek vir jou vra, het jy gehoorsaam geword aan die woord van God? Vrou, ek praat net met hom, kom ons gee net weer almal oor aan hom vandag. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Kom ons sing dit weer. En as dit jou begeerte is, wil nie, jy moet net 'n belydenis met jou mond hê nie. And all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Kom ons staan, ons sing dit. And I surrender all. Surrender all, and all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Kom ons sing dit vir ons, lig ons hande. And I surrender all. Surrender all, and all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Ons sing dit weer, all to Jesus, and all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. And I surrender all, and I surrender all, and all to Thee, my blessed Savior, I surrender.
Here, ons wil voor U kom buig. Here, en ons wil nie net 'n gestalte van God saligheid hê nie, maar ons wil hê U moet diep in ons harte grawe vanoggend. Here, wys vir ons daardie gedeeltes wat nie aan U behoort nie. Wys vir ons, Here, Here, maak ons oë oop dat ons kan sien, dat ons hierdie bedrieglikheid kan sien in onsself. Here, daar's niemand goed behalwe U nie. Daar's niemand goed behalwe U nie. En Here, U wil goed doen aan ons. Here, U wil regtig ons in U rus laat ingaan. U wil regtig dat ons al hierdie dinge van U beleef. Here, stroop ons net van hierdie bedrieglikheid en valsheid. Miskien voel jy net so, lig net jou hande voor God en sê, Here, daar is maar bedrieglikheid in my. Verander my. We surrender to You, Jesus. Ons wil meer van U in ons lewe. Voel my hart, kom ons sing net die lied, ek gaan nie op die woorde wees nie. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U potte bakken met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil, op U slegs wag ek, nederig en stil. Here, ek bid dat ons sal stil word voor U, nie te vinnig sal praat nie. En Here, laat U regtig ons harte sal vorm volgens U hart. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat U hier was vanoggend.